Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil voor die Here in gebed. Here, ons het sopas in ons loflied U naam besing. U die Here van alle Here, die enigste Here, U wat soos 'n lig deur die donker skyn en alle duisternis, ja ook die duisternis in ons eie lewens laat verdwyn. Waar ons nou saam is in U naam, waar ons U woord gaan lees en oordink, bid ons opnuut weer, Here, skyn dan nou in ons harte, dryf die donker uit. Ja, skyn in ons lewens tot in ewigheid. Amen. Kom ons verootmoedig onsself vanoggend aan die hand van Romeine 12. Daar lees ons: die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. En bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Ek dink as ons lewens hier aan meet, sal ons opnuut erken dat ons skuldig staan voor God. In Romeine 5, vers 1 en 2 lees ons van God se genade. Paulus sê, omdat ons glo, is daar nou vrede tussen God en ons. En dit alles is aan ons Here Jesus Christus te danke. Deur ons geloof het hy gesorg dat ons nou in 'n splinternuwe verhouding met God staan. Ons leef nou elke dag, dag vir dag, uit sy goedheid. Daarom is ons baie bly en opgewonde, want ons weet dat God se nuwe wêreld op ons wag. Daar sal ons sy heerlikheid sien. Ons kyk na ons skriflesing vanoggend, kom uit die brief aan die Filippense. Filippense 2, ons lees vers 5 tot 11. Filippense 2, vers 5 tot 11. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige troos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige meelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke,
Deur nie iets uit selfsug of uitlei te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself. Deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons lees tot sover. Gelukkig is elke mens wat God se woord hoor en ook daarvolgens gaan lewe. Broers en susters, ons het hier in Filippense 2 een van die oudste Christelike liedere wat aan ons bekend is. U kan sien, dis ook so afgedruk. Eintlik lyk dit meer soos 'n gedig, né? So dis 'n bestaande gedig of lied wat Paulus hier aanhaal. En hy hou dit voor as voorbeeld vir diegene in Filippense. Kyk ons nou na die lied of die gedig, dan sien ons dat dit in 2 dele verdeel is. Die eerste deel gaan oor Jesus se vernedering, trapsgewys, né? En dan ook sy verhoging. Dit is natuurlik 'n goeie rede waarom jy sulke liedere en gedigte gekry het uit die antieke tyd, né? Baie min mense kon lees en skryf. So wat het hulle gedoen? Hulle het hierdie gedigte gememoriseer en dit geresiteer, soos jy 'n resitasie sal opsê. En dit was dan ook hoe hulle geloof bely het. Die belydenis, die oer-Christelike belydenis, Jesus Christus is die Here, kom dan ook hierin voor. Hulle het nog nie die 12 artikels gehad of die Nisiaanse geloofsbelijdenis, net kort en kragtig. Wat glo julle van Jesus? Jesus is die Here, en dis kort en kragtig. En ons gaan nou sien watter ongelooflike betekenis dit het. Hier het ons dus 'n poëtiese beskrywing van Jesus se bereidheid om homself vir ons te verneder. Sy selfontlediging, sy verhoging. Hy wat in die gestalte van God was, sê die gedig, het nie aan sy goddelikheid bly vasklou nie, hy het dit prys gegee. Dis al klaar, is trappie af, nee. Dan word hy 'n slaaf. Jy weet, 'n slaaf in die Bybelstyd was niks. Jy was amper nie eers gereken as 'n mens nie. Jy het geen regte gehad, niks. Nou word hy nog 'n mens, en hy het hom nog verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood aan die kruis. Die mees vernederendste vorm van dood wat 'n mens in die Romeinse wêreld kon verduur. Nou sê Paulus, kyk na Jesus se voorbeeld. Hy is vir ons almal die voorbeeld van nederige, selfopofferende, onselfsugtige diens
aan ander. Mens kry sulke mense, wat nooit aan hulle self dink nie. Jesus is ons voorbeeld. Omgekeerd word Jesus se verhoging ook vir ons so trapsgewys beskryf, soos wat mense nou in 'n gedig sou verwag. In eerste plek word hy tot die hoogste eer verhef. Nou kry hy 'n naam wat bo elke naam is, en dan die erkenning, die heelal wat moet erken, hy is die Here, en daarmee sê hulle die enigste Here, Waar die gedig begin met hy wat in die gestalte van God was, het nie daaraan vasgeklou nie. Laat mens dink aan Adam en Eva, die paradysverhaal, wat op eersugtige wyse van die verbode vrugte geëet het, omdat hulle geglo het, dit sal hulle aan God gelyk maak. Sien jy die kontras? Jesus is in die vorm van God, hy gee dit prys. Adam en Eva is geskape na die beeld van God, maar hulle is nie goddelik nie. Maar nou kom die slang en sê, hoorie, God het nou wel vir julle gesê, julle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, want as julle dit doen, dan sal julle sterwe. Maar dis nie waar nie. God, as julle van daai boom eet, gaan julle soos God wees. Sien nie waarop dit sin speel, Jesus gee sy goddelikheid prys. Adam en Eva wil God wees, duidelik daar. Nou ja, u ken ook die res van die verhaal, hoe hulle oortree. Hulle was soos onskuldige kinders, nou kan hulle onderskei tussen goed en kwaad, en nou sê God, nou moet hulle nog net nie van die boom van die lewe eet nie, want dan gaan hulle soos ons word, soos goddelik, vir ewig lewe, en hulle word uit die tuin verdryf, en wat gebeur, wat God gesê het, word waar, hulle sterwe. Net soos God voorspel het. So is duidelik, dat 'n Jood, wat hierdie verhaal geken het, iets van Jesus se lewe hierin sal ervaar, in skerpe kontras met Adam en Eva, wat soos God wou wees, en hy wat sy goddelikheid prysgee. Maar daar was ook ander Christene in daardie tyd, mense eers heidene was, nie Jode. Hulle het hulle Griekse en Romeinse gode gehad, volksgode wat hulle aanbid het. Wat sou hulle hierin sien? As hulle sien hoe onselfsugtig was Jesus, hulle sou sê, ja, kyk net hoe anders is Jesus as die Griekse en Romeinse gode wat mense net het en gebied. Weer daai skerpe kontras. So daar's 'n goeie rede hoekom Paulus juis hierdie gedig hier aanhaal. As gevolg van Jesus se bereidheid om self so te verneder, is hy verhoog. Weer die kontras, Aan hom word 'n naam geskenk wat bo elke naam is, sodat elke knie sal buig, van diegene in die hemel, op die aarde en onder die aarde. En elke tong sal nou moet bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Van wie praat Paulus hier? Wie moet die knie voor Jesus buig? Wie moet bely? Hy is die Here. Het jy al daaroor gedink? In die antieke wêreld het almal geglo, die hemel wemel van bo-natuurlike wesens. Eintlik is dit nie so nuut nie. Ons vind dikwels in die Bybel waar ons lees van engele, Wat was engele? Engele was nie soos God nie, want hulle is geskape. Hulle is geskep om God se bevele uit te voer. Hulle is God se boodskappers, Hulle moet hom verheerlik. Maar nou lees ons ook van engele wat gesondig het, gevalle engele,
En hulle is die bose geeste of die duiwels wat God se werk probeer saboteer. So in die antieke mense wêreldbeskouing, wat eintlik uit 3 verdiepings bestaan het, nee, dis hoe die wêreld vir hulle gelyk het. Dis die hemel met die hemele wat soos 'n tentdoek gespan is oor die aarde, en dat jy die aarde en dan onder die aarde. Ons dink 'n bietjie anders vandag, nee, oor die heelal. Maar goed, so het hulle dit gesien. En hulle glo daar's baie gode tussen hemel en aarde. En hierdie gode kan jy nie ignoreer nie. Hulle verdien om vereer te word. Anders gaan hulle vir jou benadeel. Hulle gaan jou kwaad aandoen. Dis hoekom hulle so geoffer het, nê, aan die gode. So ander gode bestaan. Dis baie duidelik. Jy kan vir jou talle plekke gaan wys in die Ou en Nuwe Testament. Maar daar is net een ware God wat aanbid moet word. Ons sien dit baie mooi in die 10 gebooie. So begin die 10 gebooie. Julle ken dit almal. Ek is die Here, jou God. Ek het jou uit Egipte bevry waar jy slaaf was. Net ek mag jou God wees. Jy mag nie ander gode hê nie. Dis duidelik, né? Mense, dan was dit geglo, daar's ook ander gode. Maar net die Here is jou God. Jy mag hom net aanbid. En daarom kry mens baie in die Ou Testament dat daar die spot gedryf word met hierdie ander gode. Hulle sê, ag, wie is hierdie gode nou in vergelyking met God? Hulle is kragteloos, hulle is magteloos, né? In vergelyking met die enigste ware God. Dit is waarvan Paulus hier praat in die gedig, of waarna Paulus verwys, of die gedig liewer verwys, as hy sê elke knie sal buig, van die wat in die hemel en onder die aarde is, en elke tong sal bely, die hemelwesens. Paulus leef in 'n wêreld wat wemel van engele en demone. Hy praat heersers, magte en kragte wat oor mense heers. Ek ken daai baie bekende deel uit Efesiërs 6. Hy sê ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Julle onthou daai teksie, né? Maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die lig en in die hemelryk. Sien, het geglo daaraan. Vat jy nou jou evangelies, en veral Markus se evangelie, is die heel eerste evangelie, daar lees jy ook van engele, né, by Jesus se graf. Maar jy lees ook van demone, onrein geeste en mense, né? Jy lees van die duiwel. Oral kry jy in die Bybel hierdie stryd tussen God en die bose. Dis altyd so op die agtergrond, né? En as dit dalk nou vir u baie vreemd klink, omdat die mense uit die antieke tyd dit geglo het, is nie regtig vir ons so vreemd nie. Dink maar aan baie van ons uitdrukkings, soos my man het hemel op aarde. Floppie, jy dink so, né? My man het hemel op aarde. Of my vrou is 'n engel, né? So praat ons. Of ons sê die demone uit my verlede spook by my. Of ek weet nie wat in my ingevaar het nie. Of die duiwel is los. Sy was in die 7de hemel van geluk. Of sy verafgod hom. Hy aanbid haar. Of hy het soos 'n besetene beklei. Jy sien, iets hiervan het oorgebly. Al is dit nou net in ons spraakgebruik. Ons bedoel dit nou nie letterlik nie, maar as metafoor. Maar die punt wat hierdie gedig wil maak is, watter magte en kragte, waar ook al in die heelal mag wees, daar is net een Here. En almal moet dit nou bely, en dit is Jesus Christus. Paulus kyk na al hierdie magte, en hy weet hulle kan kwaad doen. En daarom sê hy, en julle ken daai teks ook baie goed, een ding weet ek vas en seker, niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Ons het dit vanoggend gesing in daai lied, né? Minda, vrygespreek deur Christus, wie sal ons ooit weer kan aankla?
Niks in die hemel of aarde of wat ook al nie. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Nie die dood nie, nie die lewe nie, engele of duiwelse magte. Nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre of boaardse magte wat daar ook al mag wees nie. Niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping kan ons ooit weer van die liefde van God skei, die liefde wat hy aan ons bewys het deur Jesus Christus, ons Here nie. Kan jy nou sien dat Paulus plaas die verlossing in Christus in 'n baie breër raamwerk, né? Ek dink die meeste van ons dink, as ons dink aan die verlossing, ja, dit is mos nou, Jesus het vir my gesterwe, né? En ek is verlos. Dis hoe ons dink. Maar dit gaan om baie meer. Dit gaan oor hierdie stryd tussen God en die bose, né? Verlossing gaan oor meer as skuldvergifnis. Dit gaan oor God se ingrype in hierdie skepping, wat stikkend is, wat nou weer heel gemaak word. Hierdie skepping van God, wat oorheers word deur magte, soos die sonde en die dood. Sonde is eintlik maar net die simptome van iets dieper liggends. Vra jouself af, hoekom doen jy sonde? Hoekom doen jy dit? Want jy is in die mag van die sonde. En hulle heers oor jou. Paulus beskryf dit vreeslik mooi in Romeine 7, hy sê, en u ken ook daai gedeelte, ek is nie meer in beheer van my eie lewe nie. Hoekom nie? Sonde speel baas oor my lewe. Ek weet al te goed dat ek 'n sondaar is. Wat ek wil bitter graag doen, dit kry ek nie reg nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wat sê dit? Is ek my eie baas? Nee, sonde is 'n mag in my lewe, né? Christus het my ook daarvan kom verlos. Hy sê, wat 'n disse mens is ek? Ek leef in die doderyk. Hier word ons weer verwys na die paradysverhaal. En wat het gebeur toe Adam en Eva sonde doen? Hulle het gesterwe, né? Duidelik hoe hierdie goed inspeel, né, op mekaar. Baie duidelik. Paulus sê, wie gaan ons hiervan verlos? Daar's net een. En hy is die Here van alle Here, Jesus Christus. Hy kan ons van hierdie doodsbestaan bevry. Hy heers oor alle vyandelike magte. Niks is magtiger as hy nie. En dink 'n bietjie daaroor. As daar niks is wat magtiger is as Jesus nie, dan hoef jy mos vir niks bang te wees nie. Ag, en hoe bang is ons nie altyd nie, né? Dis maar seker doodmenslik. Ons bekommer ons gedurig. As hy in beheer van alles is, hoef ons nie meer te bekommer nie. Hoef ons nie meer bang te wees nie. En ons is maar almal bang, né? Dalk is jy siek en jy is bekommer oor jou gesondheid. Dalk het jy finansiële probleme. Ons stoei maar almal daarmee deesdae, né? Dit baie algemeen geword. Dalk is jy besig om oud te word. Waar sit oom Dan? Hy sê vir my word nou 90, maar hy lyk nog nie naaste by 90. Maar baie van ons sukkel maar bietjie met die ouderdom, né? Dit gaan maar moeilik om te stap. Ons liggaam word afgetakel met die jare. Daar's lyding in ons lewe, daar's swaar kry, daar's soveel tragedie. Nou weer gelees van daardie pa en sy dogter wat daar in Pretoria dood is in 'n ongeluk, né? Ek sê vanmôre vir my, wat 'n slag om jou man en jou kind in een slag te. Dit is die lewe, mense. Maar waarvoor ons ook al mag bang wees, waaroor ons ook al mag bekommerd wees, onthou net een ding. Alleen Jesus is Here. Hy is die Here wat bo alle magte is. Hy is ook in beheer daarvan. Ek sluit af. Onthou julle ons loflied wat ons vanoggend gesing het, Minda? Die woorde sê dit, som dit vir ons baie mooi op. Kom
Almal laat julle stem verrys. Kom laat ons die Verlosser prys. Hoekom? Die Heer laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn. Halleluja. Loof hom wat die oorwinnaar is, die magte oor alle duisternis. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja. Amen. Kom ons dank saam. Here, ons wat in diepe dankbaarheid saam is en tot U nader, sal ook U naam bly roem, U naam so hoog verhewe, en ook opnuut bely, alleen U is die Here. Daar is geen ander mag wat ons bedreig, of ons ooit weer kan kwaad aandoen nie. En Here, ons ervaar ook in ons eie lewe, U sterk so dikwels ons hand, veral wanneer ons in nood verkeer, dan is U daar, Here, U red. U reik ons altyd die hand, U hand van troue bystand. Ja, Here, ons kan ook vanmôre opnuut saam met die kerk van soveel eeue bely, U liefde is onbeperk. En dit wat U tot stand bring, laat U nooit vaar nie. Hou dan die werke van U hand, Here, in stand. En help ons om opnuut te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van ons Here Jesus Christus strek. Ons bid dat ons sy liefde mag ken, daardie liefde, daardie selflose liefde, daardie nederigheid, wat vir ons so treffend uitgespel word in hierdie ou Christelike lied. Liefde, Here, wat ons moet erken, wat ons verstand te bowe gaan. Aan U wat deur U krag, wat in ons woon en werk, en magtig is om oneindig meer te doen, as wat ons bid of dink, aan U kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Amen.